In die Tunnel Sportnuus gaan ons na die rugbyveld en dit is die Springbokke wat sal glimlag want dit is Franco Mostert se rooi kaart wat verander is na 'n geel kaart. Dit is wêreld rugby wat 'n dissiplinêre komitee bymekaar gehad het. Hulle het gesê die rooi kaart wat Franco Mostert in die wedstryd teen Italië gekry het was nie 'n rooi kaart nie, hy's verander na 'n geel kaart. Kan jy onthou wanneer laas ek gesien het dat wêreld rugby so besluit verander nie, maar dit het wel gebeur. Ander rugby nuus is dat 3 Springbokke is genomineer vir die wêreld rugby speler van die jaar vir 2025. Daar's 4 spelers genomineer in totaal. Dit is Frankryk se Louis Belle-Berry, hy is die vleuel. Hy was ook die 6 nasies speler van die jaar gewees, het 8-3 gedruk. So hy gaan 'n groot kans hê om sekerlik ook te wen. Maar daar's 3 kansse vir die Springbokke. Dit is eerstens Pieter-Steph du Toit wat verlede jaar die speler van die jaar was, dan ook Oxen Che en Malcolm Marx. So een van daai 3 of hopelik kan een van daai 3 die speler van die jaar wees vir 2025. Oxen Che, die eerste keer dat 'n Stit genomineer word as die speler van die jaar en so hopelik kan Oxen Che dan geskiedenis maak om die eerste speler van die jaar te wees wat uit die voorry uitkom. Daar's ook deurbraakspelers of nuwelinge van die jaar wat gekies is. Ethan Hooker van die Springbokke is ook in daai groep. Onder andere is dit Henry Pollock van Engeland, dan ook 'n Fabian Holland. Hy is van Nieu-Seeland en Australië se Joseph Suaalii en dit is die 4 wat genomineer is vir die nuweling van die jaar. So dit is rugby nuus vir die Tunnel.